en welkom by die Korf seisoen 2. In hierdie seisoen gaan ek julle neem op 'n reis saam met verskeie jong entrepreneurs en hulle besighede. Kom ons gaan! Hallo julle, ek is Jelandri. Nou, ek en my broer is entrepreneurs. Ons ouers leer ons al van jongs af om entrepreneurs te wees en dit beteken ons dink kreatief en innoverend sodat ons nie net onsself kan bevoordeel deur wins te maak nie, maar ook die mense rondom ons deur werksgeleenthede te skep. Hallo julle, my naam is Rion Kutse en ek en my sussie het ons eie besigheid. Maar soms as jy eie besigheid het, is daar probleme wat opkom. Wat belangrik is dat jy moet rustig bly en aan 'n oplossing dink. Want dit verg gewoonlik spanwerk. Wanneer jy 'n oplossing gekry het, moet jy hom implementeer. En moet jy kyk wat gewerk het, wat verkeerd geloop het en dan kan jy dit verbeter van daar af. Die belangrike ding is dat jy moet weet dat daar altyd 'n oplossing is, dat jy nooit moet ophou nie. My grootste inspirasie vir my besigheid is Celia Serrane. Nou sy is een van die beste hokkiespelers wat ek ken en sy het nie net Olympics toe gegaan en Springbok klere vererf vir haar hokkie nie. Het sy ook terselfdertyd 'n besigheid begin genaamd Quick Sticks Academy waar sy coaches en spelers oplei om tot hulle beste vermoëns te kan hokkie speel en coach. En terselfdertyd het sy ook 2 kinders gekry. Ek dink daai is een van die beste besigheidsvroue en almal moet uit haar inspirasie uitneem. My naam is Daniel Du Plessis. My naam is Joshua Du Plessis. En ons is die Biltong Chomas. Ons besigheid is uniek omdat ons self ons bokke skiet en slag. Ons is 'n tweeling en ons werk mooi saam en ons verstaan mekaar goed. Ons is besig om ons eie online winkel oop te maak waar mense online ons biltong, droëwors, cabanossi en lekker chili whites kan koop. As dit goed gaan, gaan ons 'n deli oopmaak waar mense self kan kom en ons produkte kan koop. Ons droom is om 'n wildsplaas te besit of iets soos 'n kar en beef. Hallo almal, ek is Leanne en ek is baie passievol oor die ontwikkeling van kinders. Ek voel 'n kind se ontwikkeling is die fondasie van die kind se hele toekoms. As 'n kind agterraak in sy ontwikkeling, het dit 'n domino-effek op alle areas van sy lewe. Van skool en selfvertroue tot verhoudings en probleemoplossing. Om 'n kind te help om iets te oorkom wat vir hulle moeilik is vir my baie vervullend. Ek sien 'n kind se ontwikkeling as 'n legkaart en ek wil graag die stukkies bymekaar sit. Wanneer jy tevrede kliënte het, is hulle die beste bemarkers, hulle is ook gratis. Al het jy die kreatiefste idee of oulikste produk of diens, maar jou kliëntediens is nie goed nie, dan is jou onderneming nie volhoubaar nie. Goeie kliëntediens is die maak of breek faktor in 'n onderneming, veral in 'n mededingende mark. Iets moet jou bo jou kompetisie laat uitstaan. Hallo, ek is Riday Buys. Ek is 'n graad 11 leerder in Hoërskool Swartkop en ek verkoop opsommings as my besigheid. Ek sal begin deur die advertensie net op die klasgroepe te stuur. So dan sal ek begin deur eers die tale op te som en lewensoriëntering, aangesien die meeste mense daardie vakke koop. Daarna sal ek kyk na die eksamenrooster en hoe dit opgestel is en daarvolgens my vakke opsom. As daar gekyk word na watse vakke benodig word, as jy belangstel om eendag jou eie besigheid te begin of 'n entrepreneur te word, sal ek vir hom te begin met rekeningkunde. So dit is maar net vir die beginsels van ook 'n besigheid. Ons doen in graad 11 vennootskappe, in graad 10 doen jy eenmansake. So net om te besef watse besigheid wil jy begin en watse entiteite beginsels daarmee gekoppel kom. Verder wiskunde. Wiskunde is maar net vir die normale beginsels en die fundament van die finansiële kante en soos faktore van 'n besigheid. En dan laastens en definitief die belangrikste ekonomie en besigheidsstudies. Ek sal voorstel om liewerste ekonomie te vat. So ekonomie is baie meer gefokus op die toepassing van die teorie en ook grafieke, terwyl besigheidsstudies baie meer gefokus op as 'n teoretiese vak. Ons het hiermee aan die einde gekom van seisoen 2 van die Korf. Hoop julle het lekker saam met ons gekuier en geleer oor die moets en moenies van besighede. Mag dit jou inspireer om jou drome van 'n eie besigheid om te skakel in aksie en sommer vandag nog te begin.